By Renaissans wil ons die pad van verkenning stap. Daar word uit vele filosofieë en wetenskaplike bronne geput. Ons besef dat elke individu sy of haar opvoeding en ervaring met hulle saamdra en as verwysingspunt gebruik wanneer hulle kommunikeer. Ons luister dus na mekaar en ag niemand se insigte as imperatief nie, maar eerder as aanvullend, met inagneming van waar hulle hul op hul reis bevind. Omdat Renaissans 'n familie van oop, denkende en eerlike reisigers is dit vir ons belangrik om gereeld met mekaar te praat. Ons skram nie daarvan weg om moeilike sake onder die loep te neem ten einde saam te groei nie. Ons verwag nie eenparigheid nie, maar streef na dialoog waarbinne respek, 'n oop gemoed en egtheid die weg baan tot nuwe moontlikhede. Dit beteken natuurlik dat ons nooit finale antwoorde kan hê nie, want ontdekking en groei voorveronderstel mekaar. Daarom wil Renaissans 'n veilige ruimte wees vir mense wat verken. Ons weet dat daar in alle tradisies waarheid te vind is. Daarom poog ons om ons ontginnings daaruit met eerbied en respek te doen, op soek na dit wat universeel en vir ons van waarde is. Ons waardes word gekenmerk deur openheid, egtheid, liefde en nederigheid en bovenal om nie te veroordeel nie. Renaissans bied 'n gemeenskap aan mense wat op soek is na ander wat die wêreld van spirituele verkenning met hulle kan deel. Of dit 'n fisiese gemeenskap is waarna jy op soek is en of jy virtueel wil deelneem, Renaissans maak ruimte vir beide. Jy gaan nou luister na 'n opname van een van ons byeenkomste. Jy's welkom, neem deel, plaas jou kommentaar, geniet hierdie ervaring saam met ons. Goeiedag vriende, ons wil julle herinner om Renaissans in gedagte te hou met jou finansiële beplanning. As jy Renaissans 'n vaste item op jou begroting kan maak, kan dit ons help om 'n konstante inkomste te genereer, waarmee ons baie beter kan beplan en vooruitdink. Jou bydrae word opreg gewaardeer. Baie welkom en dankie dat julle hier so is. Dis heerlik om hier te wees, dis koel en dis stil in hierdie plek vanoggend en hierdie musiek maak dit so mooi. Ons gaan lekker verder luister. Dis Renay en nou moet ek dit oor Ryan. Ryan is die eerste keer wat hy hier by ons is. Baie welkom en baie dankie dat julle.
Dit was regtig so mooi. 'n Mens raak so gewoond aan ons gereelde musikante se klank, en dit is vir jou mooi, en dit is heerlik, want mens hou van daai herhaling en bekendheid, maar dan is iets soos hierdie nou weer totaal nuut op die oor en vars, en ek het dit regtig so geniet, so baie dankie. Vanoggend praat ek oor die evangelie volgens Maria. Nou net om vinnig te verduidelik waar ons nou is, ek het beplan om oor Maria en oor, of althans eers Thomas en dan Maria en Judas te praat in een praatjie, en het verlede Sondagoggend, toe ek my praatjie hersien, toe besef ek het nie besef hoe lang dit gaan duur nie. En toe het ek besluit om die 3 elkeen op sy eis te hanteer. So ons trek vanoggend by die tweede een. Nou moet ek net so 'n paar sinne sê ter inleiding wat ek ook verlede week gesê het. En dit is, ons almal weet mos nou dat nie alle geskrifte uit die tyd van die eerste paar 100 jaar van die Christendom het die kanon of die Bybel gehaal nie. En daar was redes voor, want die Bybel is saamgestel om 'n narratief te vorm. 'n gekose een. En daarom die hele diskurs wat 'n mens vind in die eerste 100, 200 jaar van die Christendom was een waar die prentjies van Jesus en wat hy sou sê en verteenwoordig so verskillend was. Mense het werklik baie verskillend gedink en geglo. En daar het verskillende denkstrome, wêreldbeelde en al die goed ontwikkel. En 'n mens kan nie sê dat die Bybel die begin van die diskurs is nie. Trouwens, mens moet sê dat die Bybel amper die einde was van al die dispute. Nie dat almal eners begin dink en glo het toe die kanon saamgestel is nie. Want 'n mens sal dit mos nooit regkry nie, om mense se koppe so in een blik te druk nie. Maar amptelik het die kerk toe nou besluit, dit is wat geglo gaan word oor Jesus. En dis die prentjie wat vir ons in die evangeliese stroom waarin ons nou maar groot geword het, wat vir ons gegee word. Maar daar is vele ander prentjies, waarvan dan nou onder andere hierdie 3 evangelies, weet almal van hulle is ook nie opgeneem in die, kom ons noem dit dan nou maar die amptelike apokriewe, wat nou uiteindelik vandag byvoorbeeld in die Katolieke Kerk en so aangelees word nie. Maar dis nie belangrik vir hierdie praatjie nie. Ek wil net vinnig iets sê oor Maria. Nou, daar's 'n baie groot misgissing gewees wat in 1969 eers reggestel is oor Maria, en dit is dat Maria 'n prostituut was. En die Katolieke Kerk het uiteindelik in 1969 het hulle amptelik die verklaring gemaak en gesê, hierdie is 'n mite, dit is nie die waarheid nie. Daar was so 'n bietjie van 'n saamgooi deur een van die biskoppe lank tevore van 2 Maria figure veral, en hy het sommer nou net besluit dis een persoon en dat dit nie so is nie. So hierdie Maria is 'n persoon wat lyk asof sy emosioneel so 'n bietjie gewroeg en swaar gekry het. En as jy na die evangelie gaan luister, en as jy nou die kernboodskap gaan hoor wat ek vanoggend daaruit gaan haal, dan kan 'n mens dit nogal glo. Dat dit moet 'n persoon wees wat deur baie innerlike reise beweeg het. Van hulle was moeilik. En dat daarvan haar gesê word dat Jesus 7 demone uit haar gedryf het. Nou van die tekskritici sê, dit kan nou maar net wees dat 7 gebruik is as 'n getal van afgerondheid, of volmaaktheid. Jy weet, sy het hierdie volmaakte verlossing gehad, en aan die ander kant kan dit dan nou wees dat die persoon wat dit geskryf het, dit letterlik bedoel het, dat sy is 7 keer bevry, of 1 keer bevry van 7 demone. Mense weet ook nooit as jy met die antieke mense werk, waar eindig letterlikheid en waar begin simboliek nie, maar weliswaar weet ons het te doen met 'n wêreld wat animisties was, en wat geglo het, dat as daar 'n siekte of 'n dingetjie is wat pla, dat dit 'n demoon is wat dit veroorsaak, en dan moet daai demoon weggejaag word. So, dit het met haar gebeur. Hierdie is 'n vrou wat definitief deur 'n klompie dinge gegaan het, en uiteindelik tot 'n verligting gekom het, en tot insig en tot wysheid gekom het. Sy was ook baie prominent in Jesus se lewe en bediening. Sy was daar toe hy dood is, sy was by die oop graf, of die leë graf, selfs in Markus, waar daar nie 'n opstandingsverhaal is nie, word daar gesê dat sy en van die ander vroue was bang en het weggevlug van 'n leë graf af.
En so wat dit nou ook al mag behels, maar dis waar sy was. Sy was ook wel af. Die afleiding kan gemaak word dat sy was een van die vroue wat of wel afgetrou het of uit 'n wel af familie gekom het of selfs self wel af was, maar sy het Jesus finansiëel ondersteun in sy bediening het sy ondersteun en sy was ook in daai opsig was sy nog 'n sterk figuur in die vroeë Christendom. Deurdat daar 'n bietjie geld was en sy kon 'n goeie offerande of kollekte kon sy gee. Hierdie boek word in 1896 word hierdie manuskrip ontdek. Dis deel van, as ons nou uit die pad so bietjie spring, wat hulle noem die Berlynse kode, want hierdie manuskrip is gekoop deur 'n Duitser. Nou ek dink dit is maar hoekom hulle die Berlynse kode noem, want hy het baie lang ander name gehad, wat vir my moeilik is om uit te spreek, en ek besluit om dit maklik te maak. Dit word vandag beskou as deel van die Berlynse kode. Maar hierdie boek is Grieks en Kopties vertaal. Ek dink dis weer eens tegnies en miskien nie heeltemal so belangrik vir my en jou doel nie. Maar hier kom ek nou by waaroor hierdie boek gaan en wat hierdie boek konfronteer. Ek het gesê dit is een van die boeke wat nie die Bybel gehaal het nie. Wat sou die rede wees? Eerstens weet ons goed, dit is nie 'n evangelie met 'n kruisdood as 'n offer nie. Dis 'n evangelie wat nie die term sonde verstaan soos wat dit aan ons verkondig is nie, en soos wat dit in die hoofstroom evangelie verkondig word nie, en wat nie glo dat die mens se probleem 'n morele een is, of dat die mens se probleem sonde is, en skuld is nie. So daar's nie sonde nie, daar's nie 'n offer nie, daar's nie vergifnis nie, daar's nie straf nie, daar's niks hiervan nie. Hierdie boodskap is 'n totaal ander ene, en is 'n boodskap wat nogal goed op mense oorval. In hierdie week het een van my goeie Facebook-kontakte en vriende, vir wie ek geweldig respek het as gevolg van dit wat hy navorsing vir ons gee. Ek lees altyd sy goed. Sy naam is Stefan Koetser, julle kan gaan kyk op Facebook na hom. Hy is ook deel van Sakkie Spannenberg, hulle se netwerk, die NAN-netwerk. Hy plaas wonderlik nagevorsde materiaal. En hy het in hierdie week opgemerk na my Thomas Evangelie praatjie van verlede week, dat hy voel daar is niks te haal uit enige iets wat oor Jesus geskryf is nie. Insluit in die Thomas Evangelie, en hy lewer kritiek op moderne neiging om die Thomas Evangelie aan boord te bring en te sê dat ons as moderne individue iets daaruit kan put. En die rede daarvoor is dat hy sê Jesus is geheel en al 'n apokaliptiese prediker, en dat ons of 'n individuele boodskap daar wil uithaal vir 'n individu, terwyl dit apokalipties is vir 'n ons geskryf, en daardie ons is daardie tyd se Jode. So dit gaan oor iets wat ons nie aangaan nie. En daarom kan ons nie die uitsprake gaan kaap en dit iets maak wat ons as individue vandag in ons lewe kan toepas nie. Met ander woorde, daar is nie vir ons wysheid in opgesluit nie. Toe 'n ander dominee kommentaar gelewer en gesê nee, daar's wel baie profetiese elemente in Jesus se uitsprake regdeur, en dat 'n mens vanweë daardie profetiese element boodskappe daar kan uithaal wat vir ons geld en so meer. Ek het 'n baie eenvoudige, natuurlik, ek sê altyd, jy weet, ek kom dan nie van die Peanut Gallery af en met die klomp akademiese ouens, en dan kom ek met my intuïsie, en toe het ek nou maar net gesê, ek voel dat dit maak nie saak wat 'n persoon wat praat se konteks is nie. Jy kan selfs vandag van ons mees gure wêreldleiers en politici neem en hulle konteks bereken en sê, hulle motief is dit met hulle toesprake. Maar as jy fyn luister, dan sal daar dinge wees in dit wat hulle sê, wat jy uit die konteks kan losmaak en sê dat dit wel universeel miskien 'n stukkie wysheid of waarheid vergestel. En dit is vir my, en dis net ek, dis nie hoe julle dit hoef te doen nie, maar dis vir my hoe ek iets sal lees soos so 'n evangelie, of die Bybel, of alle evangelies. En dan sal ek sê, goed, ek weet wat is die konteks, ek weet wat is die hoofmotief, maar is hier nie iets hier, wat oor alle tye heen beier as 'n waarheid, of iets wat kan resoneer met 'n mens, dit maak nie saak wat jou konteks of die tyd is waarin jy leef nie. Dis maar hoe ek hierdie goed lees. So vir my is dit heeltemal iets wat ek met gemak doen,
om te gaan krap vir iets universeel hierso. En dan doen hy dit nou maar weer in die evangelie volgens Maria ook. So hier's die rede waarom dit nie ingepas het nie. Ek het reeds gesê, daar's nie sonde nie. So dan is daar nie straf of skuld nie, en dan is daar met ander woorde ook nie 'n offer nie. Daai goed is nie in Maria se evangelie nie. Reeds genoeg rede om te maak dat dit nie ingepas het in die kanoniese evangelies, waar hulle hierdie sonde, skuld, vergifnis, offer, tema wou verkondig nie. Die evangelie van Maria neem vir ons selfs dieper, persoonlik, as wat Thomas dit gedoen het. As julle sal onthou, ek het verlede week gesê, waar dit in die evangelies wat in die Bybel opgeneem is, gaan oor glo jy. En veral as dit kom by Jesus, glo jy in hom met jou hele hart en bely jy dit met jou mond, dan is jy gered. Hier het Thomas dit totaal verander. Thomas het gesê, dit gaan nie oor wat jy glo nie. Dit gaan oor, kan jy sien? Word jy wakker? Is jou oë aan die oopgang? Dit is hoe jy gered word, en waarvan, nie van sonde, skuld, hel, wat ook al straf nie, gered word van jouself. Dit het Thomas vir ons gesê. Maria se evangelie, sy het hom nie geskryf nie, hierdie evangelie het so min of meer 160, dalk 'n bietjie vroeër, ontstaan, in die tyd van die geweldige diskurs en vorm aanneem van die Christelike boodskap en diskurs. Maar hier by 160 min of meer sê die ouens, is hierdie boek geskryf. Nou, die boek sê, jy moet dieper gaan selfs as wat Thomas ons neem. Jy gaan van waar jy kan sien, na waar jy innerlik ervaar. Dis nou nie meer net waarneem nie. Dis nou nie meer net selfs jou eie patrone waarneem nie. Jy gaan baie diep na waar jy van binne 'n ervaring kry wat uiteindelik sê, dit is die waarheid. Dit is my waarheid. Dis daai diep resonering waar die klok helder lui. Maria is nie 'n randfiguur in hierdie evangelie nie. Sy is iemand wat Jesus op 'n manier verstaan wat vir die ander disippels omkrap en ontstel. Trouwens, dit lei tot konflik. Na Jesus se dood is dit sy wat praat met 'n sekerheid, met 'n helderheid van binne, terwyl die ander disippels twyfel. Petrus bevraagteken haar. Hierdie hele toneel word vir ons gegee waar sy deur Petrus konfronteer word, waar hy sê, wil jy my sê, Jesus het privaat met 'n vrou gepraat? Eerstens. Tweedens, wil jy my sê dat Jesus vir 'n vrou goed gesê het, wat hy nie vir ons gesê het nie? Dit was 'n hengse konflik, wat jy in hierdie evangelie aantref. Petrus bevraagteken haar, en dit is nie net 'n persoonlike ego ding wat hy met haar aan die gang het nie. Dit is 'n botsing tussen twee lokusse van gesag. Daarmee bedoel ek, waar lê die gesag om waarheid te verifieer? En ons weet dat hierdie hoofstroom ouens waarvan Petrus dan nou, kom ons sê dan nou maar vir ons van die vroegste was, sê, gesag lê in die skrif en in die korrekte verklaring en uitleg van die skrif, wat met ander woorde hulle dogma is. Gesag lê in dogma wat deur 'n erkende klomp mense gevorm word. En so het elke denominasie nou maar vandag daai selfe sentiment en leef hulle hom uit. Ons ouens het gaan studeer, hulle ken die Bybel, hulle het 'n paar grade. Hulle is georden, hulle is deel van die struktuur en dit is ons kerk se uitleg van die skrif. En dis ons dogma en dit is gesaghebbend. Dis die waarheid. Dis wat al die talle denominasies vandag doen. Elkeen van hulle sit met 'n stel belydenisskrifte waar hulle sê
dis die waarheid. As jy by hierdie deur instap en jy wil 'n lidmaat hier sou wees, is dit wat jy glo, jy aanvaar dit, dis die waarheid en ons leer dit vir jou as jy dit nie ken nie. Dit kom van buite af. So die verifikasie van wat waar is iets wat deur 'n klomp elite, wat dink hulle verstaan reg, vir jou deurgegee word en jy moet napraat. Jy moet dit aanvaar en dit dan ook bely. Jy moet belydenis van daardie geloof aflê. Dis waar die gesag lê. Dis waarmee Petrus kom. Want Maria kom met iets heeltemal anders. Maria sê, gesag is nie iets wat aan jou oorgedra word van buite af, deur ander mense nie. Gesag om die waarheid te ontdek, is iets wat hier binne gesetel is. Die waarheid ontplooi en ontvou in jou, en jy het 'n eie ervaring daarmee, sodat jy sal sê, yes, dit is die waarheid. Is 'n innerlike ervaring van waarheid. Totaal twee verskillende maniere om waarheid te verifieer. Die leringe wat Maria voorhou, gaan oor 'n baie interessante ding. Dit val so sag op my oor. Ek moet vir julle vanoggend sê, ek het so voorkeur vir wat ek hier hoor, dat dit amper snaaks is. Haar leringe gaan oor die menslike siege se reis deur vrees en begeerte. Nie as sondes nie, maar as innerlike knope hier binne in ons. En in daai sin word Jesus as 'n innerlike bevryder voorgehou. Nie iemand wat kyk wat jy doen, want hy het nou mos vir jou gesê wat jy moet doen, wat's reg en verkeerd, en dan kyk hy en dan straf hy, of as jy mooi vra, dan vergewe hy nie. Glad nie daai model nie. En ons ken daai model in ons skole ook. Ons het vir ons seentjies en dogtertjies, vandat ek en jy klein was, het ons stelsel met vir hulle geleer. Dis reg, dis verkeerd, mens maak nie so nie, mens maak so, dis lelik, dis mooi. En dan hou ons die kind op en dan kry die kind te hou, of hy gaan staan in 'n hoekie, en hy word gesê, jy doen dit nie weer nie, hoor, en hy sê, ja, want jy weet ons maak nie so nie. So alles hierdie ding wat van buite afkom, dit daar sondes, en as jy hulle doen, word jy gestraf. En as jy mooi vra, dan word jy vergewe. En dit is die vlak waarop ons met iets werk. Iemand het vir my eendag gesê, dat sy kry swaar met haar ma, want haar ma fokus op gedrag, en het geen insig in die emosies wat agter die gedrag lê nie. Nou hier kry jy iets heeltemal anders. Hier stel die evangelie van Maria geloof, of 'n geloofspad, 'n geestelike pad, nie voor as 'n pad van gehoorsaamheid aan wat die kerk jou geleer het nie, of wat jy glo wat reg of verkeerd is nie, of 'n wegbly van sonde nie, 'n toelê op goeie dade nie. Hierdie evangelie stel jou voor aan 'n geloofspad wat te maak het met 'n vertroue dat deur die proses van jou reis sal die helderheid van binne begin skyn. Sy beskryf leringe wat Jesus in privaat gesprekke met haar gedeel het oor die siel se reis, oor al jou banghede, oor al jou begeertes en jou verknogthede. En hier hoor 'n mens ook die Boeddha praat. Alles waaraan jy so totaal en al krampagtig verknog is, dit knoop jou wese binnekant. Dit maak dit in jou donker en moeilik. En Petrus raak toe nou baie ontstel, want hy hierdie manier van dink kan hy nie hanteer nie, want die prentjie is dit. As ek dit weer na ons skoolstelsel toe moet bring, om dit nou baie maklik te maak is. 'n Ander soort juffrou, meer met hierdie gesindheid sal kom en sê, waarom is hierdie klein entjie mens so vol stoutighede? Waarom kan hierdie enetjie net nie die pad vind nie? En sy gaan sit met daai seentjie of dogtertjie en sy help die vrese ontknoop. Waarvoor is jy bang? Wat is dit wat maak dat jy so maak? Wat wil jy so graag hê? Dat jy alles en almal daaroor sal slaan en verskree, en dat jy so krampagtig klou daaraan om jou sin te kry? Wat is jou goeders hier in jou binnekant? En ons
pak dit uit en ons leer jou jouself sien, sodat jou siel op die reis kan gaan waar jy ontknoop van jou krampagtige begeertes, jou krampagtige verknogthede, jou vrese, al hierdie beheer wat jy wil uitoefen, want hierdie goed is hoe hulle gebeur. As ek sekere goed vrees, en ander goed wil ek graag hê, dan begin ek goed doen om dit alles in plek te hou, en ek begin 'n beheervraat word. En dis waar ons hierdie mense kry, wie se egos amper 'n wêreld skep, waar die ego dink dit gaan alles oor hom. Oor 2 weke gaan ek 'n praatjie lewer oor die verskil tussen 3 wêreldbeskouinge wat jy ook in die geestelike wêreld kry. En die een is dan nou die ortodokse geloof met wette. Die ander een is die gnostiese. En ek dink julle weet al bietjie van die gnostiese. En die ander een is die Valentiniaanse. Valentino was ook 'n kerkvader wat amper biskop geword het van Rome. Weer 'n ander manier, maar daar's een term wat ek vanoggend net gaan ingooi, net so om 'n bietjie stout te wees, maar hy knoop aan by wat ek nou sê. Dit is, julle het al in Engels gehoor van die woord malevolent demiurge. As jy 'n kwaadwillige agent of skepper is. Maar dit gaan hieroor dat in die hele Christendom word die aarde, die wêreld en die liggaamlike en die vleeslike en die fisiese word dit laer geag as die geestelike. Daar's hierdie dualistiese split wat gepleeg word. En jy sien dit hier, waar die kerk sê, hoor hierso, die wêreld en sy begeertes en jou vleeslike begeertes en al die goeders, dit is boos, jy moet dit oorwin. En dit word sagter in Valentino se leer, maar jy kry dit ook hier by Maria. Nou Maria, wil ek net vinnig vir julle sê, is nie 'n gnostiese evangelie nie. Hulle het vir lank gedink dit is, en dis die rede. In gnostisisme is daar 'n kwaadwillige skepper, en is daar hierdie verskriklike skeiding tussen geestelike en vleeslike. En dit is waar 'n mens so bepreek word. Moenie daai doen nie, dis sonde, dis lelik. En waar dit glad nie gaan oor 'n een mens wat lig en donker is nie. En dis mos nou die groot verskil. Ek en jy het lig en donker in ons. Maar dit beteken nie ons is boos en ons is goed nie, of goed of boos nie. Die twee woon saam. En jy gaan op 'n reis in jou eie siel, waar jy die duistere en die skadu ontknoop, en al die verknogthede ontknoop, sodat die lig helder kan begin skyn. Nou Petrus kon dit natuurlik nou nie uitstaan, dat sy van die pad so praat nie, want dit is daarom nou 'n sagte onderwyser, en ek weet, die afgelope tyd het ek 'n paar keer memes gesien op Facebook, en die een het my kwaad gemaak, waar 'n man 'n seentjie oor sy skoot trek en dit slat. En die kind is oorgegee aan pa se straf. En sê, as ons maar net weer dit met kinders kan doen, dan sal hulle weer 'n slag oordentlik raak. En toe hoor ek vir Petrus praat. En dit maak my vies. En ek dink, wat daarvan, jy gaan sit met hierdie kind, en jy help die kind dit wat in die siel vasgeknoop is, ontrafel. Dis 'n pad van geduld. Dis nie 'n pad waar jy kom korrigeer en hom in die hoekie laat sit en seker maak dat jy hom so bang maak vir jou dat hy beslis reg gaan trap nie. Maar wat is aan die binnekant ontknoop? En dis wat Maria met haar vroulikheid kom sê, Jesus wil doen. Hy wil 'n innerlike bevryder word. Hy wil nie 'n kosmiese regter wees nie. Hy is nie hierdie patriargale kwaai ou oom of pa wat daar sit met die hamer op die regsbank nie. Hy's 'n innerlike gids. Haar Jesus het niks te doen met hierdie ding van julle is boos, julle is sondig. En nou moet julle hierdie offer aanvaar sodat julle gered kan word, anders gaan julle gestraf word. En daar's niks van daai nie. Sy kom met hierdie wonderlike sagtheid en dan sê sy, Jesus het gesê, julle moenie buite julle self soek nie. Daar is geen sonde nie. Daar's net verwardheid. Kan jy dink, ek het verlede Sondag het ook gesê, hier word 'n ou kleintjie gebore. Ons weet mos hoe verward en deurmekaar en vasgeknoop
aan begeertes en banghede en obsessies en goed, is 'n mens. En hier by jou tienerjare, dan kulmineer daai ding tot iets verskrikliks, dan intensifiseer hy so. En as ons net begeleiers kan hê wat kan ontknoop, en Maria kom met hierdie lewenspad. Sy sê iets wat ons vandag asseblief nie moet beskou as 'n morele relativisme nie. Sy probeer nie sê alles is oukei nie. Mens kan doen wat jy wil nie. Ja, nee, dit is nie hoe dit werk nie. Daar's dinge in die lewe wat destruktief is. Daar's goed wat jy kan doen wat verskriklik afbreekend is. Maar om jou daar uit te lei is die pad, nie om jou daar uit te straf nie. Jy gaan niks leer op daai pad nie. Sy sê iets wat sielkundig baie diep is. En daarom sê ek kan dit oorbring na ons dag toe. Sy sê die mens is vasgevang. Nie omdat jy boos is nie, maar omdat jy verstrengel is in jou vrese, in jou beheer en in die identiteite wat jy vir jouself probeer vestig deur jou ego sodat jy kan veilig voel. Jy's net verstrengel en vasgevang. Hier klink Jesus byna soos 'n terapeut met antieke wysheid. En dit is toe nou die probleem. Want, kan jy dink, as die gesag uiteindelik en die helderheid uiteindelik in jou kan lê, wat maak dit dan van priesters, kwaai predikante, doktrines en hemelpoorte of helpoorte? Wat maak dit? Dit trek 'n streep deur hierdie goed. Want daar is nie 'n hiërargie nie, en ek het verlede week ook gesê, en hierdie evangelie is daar ook nie 'n hiërargie nie. Ek en jy kan elkeen ontknoop word. En wanneer ek ontknoop, dan kom die lig in my. Dan ontspring die helderheid hier van binne. En dan het ek nie nodig dat jy vir my moet sê, jy gaan vir my straf oor iets wat ek nou nie wil doen, of wat ek wel gedoen het nie. Daar is 'n individualiteit. En ons mense is so bang vir hierdie ding. En natuurlik is daar gevare, wanneer 'n mens in so 'n individu is wat sê ek het die waarheid, en naderhand kan die ego met hierdie ding begin hardloop en kan jy jou eie konkoksie saamstel van wat maar weer doktrines is wat jy op jou eie glo, en dit word weer leerstellings. Dis nie waar dit gaan nie. Dit gaan nie oor die ego wat in beheer is van 'n klomp goed wat jy glo oor die godheid of oor hoe die wêreld werk of so nie. Dit gaan glad nie daaroor nie. Dit gaan oor hoe leef ek in die lig. Want dis wat ons wil hê. Ons wil heel mense wees wat in die lig leef. En daai ding ontplooi in jou. Ja, ons het begeleiers dikwels nodig, veral as ons jonk is. Ons het as ons ouer is, het ons spieëls nodig, so jy hou vir my 'n spieël op, sodat ek kan sien watter knope nog in my is, of watter begin nou weer bietjie knoop, want dis mos my breinpaadjies, wat begin nou weer bietjie vasknoop, sodat die lig so bietjie dowwer skyn in my. In my pad so bietjie moeiliker word weer, en ek homself moeiliker maak, omdat ek myself toelaat om weer vasgeknoop te raak. Daai spieëls is nodig, maar daar's nie 'n waarheid, 'n doktrine, 'n hiërargie, 'n predikant, 'n kerkraad, en hierdie goed wat my op die pad en op die regte pad hou nie. Die evangelie van Maria verskuif die sentrum van waarheid heeltemal weg van leerstellings af. En dis waar ons by Renaissance ook sê, dis nie belangrik wat jy glo nie. Ons glo verskriklik verskillend in hierdie gemeenskap. Dis nie die hoofsaak nie. Ons skuif dit weg van leerstellings na 'n subjektiewe onderskeiding van waarheid wat op 'n heel ander manier gedefinieer word as eksakte goed. Dis 'n waarheid wat vra, het jy waarlik innerlik vrygekom? Is jy vry van verwarring? Is jy vry van jou beheer? Is jy vry van jou vrese en jou verknogthede aan begeertes wat jou lewe oorheers? Dit is nie relativisme nie, maar dit is baie ontstellend vir mense wat glo dat waarheid lê in leerstellings. Dat jy sekere goed oor God moet glo. Dit is baie ontstellend vir sulke mense.
Dis veral ontstellend vir mense wat glo aan sonde en straf, geregtigheid en oordeel. En kan julle nou hoor, hoekom kan so 'n boek nie ingepas het in die kanon nie? Wat sê die kanon? Die Heilige Gees sal kom en hy sal julle oortuig van sonde, geregtigheid en oordeel. Hoor jy daai harde, manlike manier van dink? Ma sê, sy hartjie is seer, pa sê, hy is sout, ek gaan hom voeter. Dis Petrus en Maria daai. Dis wat jy daar hoor. Dis nie relativisme nie. Die konflik in hierdie teks is ook nie net 'n subteks nie. Dis nie sekondêr nie. Dit is die teks. Maria se teks is, Papa, raak kalm. Laat toe dat mamma met haar vroulike energie die kind se hartjie ontknoop. Dit is wat jy kry. Petrus is papa, kwaai, kap mos met die swaard, 'n oor af. En Maria is mamma. En sy sê, kom ons gaan op reis met hierdie kind. So wanneer Petrus vir Maria dan nou bevraagteken en hy doen dit, dan is dit nie seksisme nie. Dis nie net daai ding van vrouens kan nie die waarheid ken nie. Dis 'n botsing tussen twee maniere van dink oor die mens se kennis. En ek het verlede week gesê, wat is epistemologie? Ek weet nie om die Griekse woord uit te spreek nie, want ek het vergeet. Ek het te lank klas Grieks gehad, maar is episteme en dan logos. So dit is die kennis van ons rede. Dit is die studie van die aard en die oorsprong en die beperkings van ons kennis. En hier is die twee persone, Maria en Petrus, met hulle epistemologie in botsing. En Petrus het 'n ander manier van dink oor wat waar is, waarom dit waar is en wat die beperkings van hierdie waarheid is. Jy kry dit vandag in hierdie verskriklike verregse populisme. Kry jy dit? En so 'n paar weke gelede toe gesels ons hier oor koffie en sê, kan ons net meer mense kry wat gematigd is? Want ons het nou 'n wêreld waar jy hierdie twee kry wat mekaar so verskriklik opponeer. En hulle dink so verskillend oor kennis. So hier staan aan die een kant oorgelewerde waarheid en gehoorsaamheid as die motto. En aan die ander kant waarheid as 'n bewussyn wat transformeer. En daar's geen gehoorsaamheid nie, daar's net ontrafeling en ontknoping. Die siel se reis deur die oorhand van vrees en begeerte is ook nie mitologies nie. Hier's geen demigod of seun van God wat kom sterf vir sondes nie. Dit gaan oor fenomenologies, my belewenis van die fenomene op hierdie aarde. Met ander woorde, elke ding wat jy teekom op jou pad in jou lewe, elke ding wat jy teekom, hoe ervaar jy dit? Dit is Maria se evangelie. Jou hele lewe se pad gaan oor, as jy voor iets te staan kom, hoe beleef jy dit? Beleef jy dit vanuit 'n verknoopte ego? Of beleef jy dit vanuit 'n ontknoopte bewussyn? Hierdie teks verstaan die mens as 'n wese wat verstrengel geraak het, soms weer kan verstrengel raak, verknog was, soms weer kan verknog raak, maar daar's nooit 'n redder nie. Daar's nooit iemand wat sê, maar hoe gaan jy nou weer terug nie? Ons het 'n term gehad toe ek groot geword het in die AGS, daai ene teruggeval. Hulle dien nie meer die Here nie. Daai terme bestaan nie hierson nie. As jy weer verknog raak, weer verward raak, weer verstrengel raak in jou begeertes, al wat ons dan sê is, wat wil Jesus vir jou wees deur sy leringe is? Hy kom nie bloed vir jou stort nie. Hy kom jou nie verlos eensklaps nie. Hy kom jou ook nie straf as jy nie reg maak nie. Hy kom net weer na jou toe en sê, kom ons gaan weer hierdeur. Kom ons haal weer die knope uit. Hy haal nooit sondes weg. Hy ontbind valse identifikasies.
valse identifikasies. Al daai ekke waarmee ek my in my vrese en my verknogthede so staan gemaak het, sodat ek hom veilig voel. Dit is die Jesus wat ook die behoefte het aan aanbidding hier by Maria se evangelie nie. Hy vra bloot dat jy aandag gee aan die lig wat van binne af jou pad wil lig maak. Daar is 'n verskil tussen kennis wat jy van buite af ontvang, tussen gedragskodes wat jy van buite af aanleer, en kennis en insig wat in jou ontplooi, omdat jy oplet, omdat jy aandag gee en omdat jy dekonstrueer. Daai dekonstruksie van die valse identiteite is soos om met Lego te werk. Jy haal hulle uit mekaar uit. Daai ou mannetjie of vroutjie wat jy gebou het. Haal hom uit mekaar uit. En dan kom jy agter, jy gaan nie met hom iets nuuts bou nie. Die iets nuuts is daar. Dit was vasgepak om die waarheid binne in jou. Die waarheid skyn helder as jy al die vrese en begeertes en verknogthede ontknoop het, dan is die waarheid daar. Dit is 'n kennis wat jou verander, maar interessant genoeg. Nie verander om iemand te word wat jy nog nooit was nie. Om te wees wat jy nog altyd was. Nog altyd. Jy ontdek wie jy eintlik is. Dis hoekom dit nie so moeilik is om te wees wie jy is nie. Die werk is om te ontwees wie jy nie is nie, as dit vir julle sin maak. Hiermee word Maria se rol nie 'n ideologie nie, maar as 'n eksistensiële ervaring. Dit gaan oor die vind van betekenis in 'n autentieke en helder bewussyn, veel eerder as wat dit daaroor gaan dat iemand in 'n kerk vir jou moet kom leer, wat is die sin van die lewe? Okay, julle sê dis die sin van die lewe? Ek moet die Here dien. Wat beteken dit? Nee, hier's 'n klomp rituele, daar's so goed wat jy moet bely, jy moet vir al jou sondes bely, jy moet heiligmaking nastreef. Dis 'n hele ding hierdie. Dis die sin van die lewe. En dan begin jy hom doen. En ja, natuurlik word hy makliker soos jy hom doen, en dan dink jy dit is die regte pad. Maar is nie noodwendig nie, want as jy een ding aanhou doen, dan word hy makliker. Maar die ware sin van die lewe, wat Maria hier voorstel, is eksistensieel van aard. Hy kom hier van diep binne af. Jy vind nie sin in die lewe omdat iemand vir jou sê dit lê daarin nie. Jy vind sin in die lewe omdat jy van binne af die betekenis van die lewe begin voel en proe, soos wat jy uit jou vrese, verknogthede en valse identiteite begin loswikkel. Dan voel jy, wow, dis mos wie ek is. Dis mos waarvoor ek gebore is. En kyk hoe lekker vry loop ek nou. Niks pla my so, dat ek wil skop, skree, huil, skuldig voel, vergaan van ellende, depressief word. Dis 'n pad. Ek sê nie daarmee, daar kan nie in 'n mens se brein chemies iets gebeur wat jou swartgallig, mismoedig of depressief kan maak nie. Dis op 'n ander terrein. Maar dit lê nie in hierdie plek van wat is waar, vir wie moet ek dien, vir wie moet ek buig, hoe lyk God, wat wil God hê, en nou beter ek begin luister sodat ek vrede kan kry nie. Ons sou in die filosofie dit sê, sommige waarhede kan nie oorgedra word nie. Hulle moet gebeur. By Maria sou ons dit filosofies so stel. Die groot vyand van vryheid is selde boosheid. Daar's min werklike bose mense in die wêreld. Die groot vyand van ons vryheid is selde boosheid. Dit is eerder net ons gehegthede en ons vrese. En hier by haar klink Jesus modern, sonder om regtig modern te wees. Hy oorspan alle tye. Kom ons luister na die musiek.
As jy tyd het, kom ons gaan drink lekker koffie, die wat nie kan nie. Kubai, en mag jy 'n wonderlike week hê, dankie dat jy hier was. Kom ons luister terwyl hulle ons uitspeel. Goeiedag vriende, ons wil julle herinner om Renaissance in gedagte te hou met jou finansiële beplanning. As jy Renaissance 'n vaste item op jou begroting kan maak, kan dit ons help om 'n konstante inkomste te genereer, waarmee ons baie beter kan beplan en vooruitdink. Jou bydrae word opreg waardeer.